Na slegs 3,5 ure se ry vanaf Knysna, is ons in die Karoo Nasionale Park vir 'n kort naweek wegbreek. Tradisioneel eerste ete op 'n kamp, ham, kaas en tomaattoebroodjies. En sommer met die intrapslag het die mak kampkudu met ons bevriend geraak. Na middagete het ons die swemfasiliteite gaan ondersoek. Hier sou ons nog baie tyd deurbring hierdie naweek. Dit is somer in die Karoo. En ook hier by die swembad is ons gegroet met kampvriende uit die natuur. Dit voel goed om weer terug te wees in die Karoo. Laatmiddag steek ons 'n vuurtjie aan. Maar ons is nie net hier vir 'n lekker naweek in die Karoo nie. Ons is ook hier om toerusting te toets vir ons beplande ekspedisie na Namibië later vanjaar. Die daktent op die cruiser is een van die nuus wat getoets moet word en sal dien as Alain Lehanke se kamer op toer. En al ons kampvriende uit die natuur kom kuier saam vir ons eerste aand in die Karoo Nasionale Park. Dis 'n mooi fotootjie. Dit is vroeg Vrydagoggend in die Karoo Nasionale Park. Die baba slaap nog. Ons het 'n babatjie. Die son lig sy kop oor die Karoo en ons gaan ry 'n draai in die veld.
Ons kon ons geluk nie glo toe ons die baie skaars woestyn swart renoster sien nie. 'n Swart renoster koei en haar kalf hier in die Karoo. Wow, hoe besonder was dit nou nie? En na 'n wonderlike dag in die veld, geniet ons 'n rustige aand in die kamp. Dit was 'n stormagtige aand in die Karoo. En die wind het 'n paar verskywings in ons kamp gemaak. Waar is die kindertjie? Nag van distraction. Vanoggend kom ons maar stadig uit die vere. Later maak ons gereed vir 'n dag van 4x4 ry. Ons gaan maak eers 'n draai by die kantoor om 'n spesiale permit te kry om die Pienaarspad 'n 4x4 roete te kan ry. Die eerste deel van die roete is 'n gemaklike Karoo tweespoorpaadjie. Die roete word dan geleidelik moeiliker soos jy die berg nader.
Dan begin 'n baie lang, nou en styl opdraand met los klippe onder die wiele wat die adrenalien behoorlik laat pomp. Ek is stom geslaan. Eerste keer in my lewe wat ek kan so dit is 'n experience. It's a lifetime experience. Ja. Die cruiser het hom goed van sy taak gekwyt en ons ry die paadjie verder na die hoofaansluiting. Ons kom af op 'n vars karkas waarna jakkals vreet. En met latere bespreking met 'n veldwagter moes ons die Karoo leeu's met omtrent net so 'n uur gemis het. Ons sien ook 'n reuse trop elande. En wat 'n mooi gesig is dit nie hier in die Karoo vlaktes nie. Na 'n heerlike adrenalienbelaaide oggend is dit tyd om 'n pokrashertjie op die kolle te gooi hier by die Doringkloof piknikplek. Jogg, ryk daai krye. Wat dink jy like? Die ene lyk, né? Hy lyk reg. Miskien Gaan wel. jy kyk.
Terug by die kamp na 'n lieflike oggend, gemaak ons 'n draai by die inligtingseentrum. My besoek aan die Karoo Nasionale Park is op 'n persoonlike vlak ook altyd vir my spesiaal. Dit is hier waar my voorsate vandaan kom en waar ek my eerste paar maande van my lewe as 'n baba deurgebring het. Hier is 'n foto van my pa se broer en susters saam met oupa Pietie en ouma Nora. En ons gaan besoek dan ook oupa en ouma se grafte hier langs die inligtingseentrum. En so kan ek dan ook hierdie erfenis met my kinders deel. Dit is middeldag en baie warm en die swembad bied 'n wonderlike lafenis terwyl ouma Betsy vir ons heerlike vetkoek maak by die kamp. Die res van die middag ontspan ons by die kamp met al die goeie fasiliteite wat die Karoo Nasionale Park vir ons bied. Dit is Sondagoggend en ons is baie vroeg op. Dis ons laaste dag wat ons kan soek na die leeu's van die Karoo. Ons neem die Klipspringerpas net na sonsopkoms na die Doringkloof deel van die park waar ons gister die karkas gesien het.
Hierdie keer was ons nie gelukkig genoeg om die leeu's te kry nie, maar ons het nietemin nog steeds 'n wonderlike dag spandeer in die mooi landskapstonele van die Karoo. Ons ry dan 'n laaste draai en gaan drink 'n sundowner op die Klipspringerpas. Is 'n besoek aan die Karoo Nasionale Park die moeite werd? Beslis. Pak jou 4x4 en kom kyk self.